Ons is by hoofstuk 2. In hierdie hoofstuk praat ons oor om die koste te bereken van disippelskap. Volgens 'n opname op bible.org lyk dit of minder as 10% van evangeliese Christene sê hulle lewe 'n toegewyde lewe aan die Here Jesus. Nou laat dit 'n bietjie insink. Dit beteken van ons mense wat evangelies protestant is, wat sê ons bly by die woord van die Here en ons wil werklik die Here dien, sê net 10% hulle lewe wys dat hulle werklik aan die Here behoort. Verder as dit, sê 46% van alle gelowiges dat hulle lees net die Bybel op 'n Sondag wanneer hulle in die kerk is. Dis verskriklik as jy daaroor dink. Dit beteken hierdie hele week lees hulle nie verse nie, net die 5 of 6 of 7 verse of die teksgedeelte wat behandel word in die kerk gelees. Dis die enigste Bybel wat meeste gelowiges lees. Kom ons dink 'n bietjie in Suid-Afrikaanse konteks. 84% van alle Suid-Afrikaners identifiseer op 'n of ander manier as 'n Christen. Maar wanneer ons kyk na die kerkbywoning in ons eie gemeenskap, dan lyk dit vir my, meeste Christene is MIA, missing in action. En dit skets nie 'n goeie prentjie nie. Waarom is dit so? Waarom is dit so dat baie mense sê hulle is kinders van die Here, maar dit wys nie in hulle lewe nie. Baie mense sê hulle is kinders van die Here, maar hulle lees nie die Bybel nie en leef nie toegewyde lewens nie. Die hoofrede hiervoor is, ons het 'n mensgesentreerde Christendom. Ons het 'n verbruikersgedrewe, 'n verbruikersgeoriënteerde Christendom. My behoefte en my gemak bepaal hoe ek die Here gaan dien. Baie duidelik, vra Jesus heeltemal iets anders. In Lukas 14 vers 27 tot 28 sê Jesus, iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken nie, om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Jesus sê, neem jou kruis op en volg my. Dink 'n bietjie daaroor. Om jou kruis op te neem in hulle konteks, dit beteken ek gaan sterf. As ek my kruis opgeneem het, kon ek nie vir die Romeinse soldaat halfpad sê, weet jy, hierdie ding gaan nou nie meer vir my werk nie. Ek gaan maar nou liewer my kruis neersit nie. Nee, dit was 'n one-way ticket. As jy jou kruis optel, was daar net een plek en dis Golgotha toe en hulle gaan vir jou kruisig. Nou wat beteken dit vir ons vandag? Wel, voordat ek en jy hierdie kruis opneem, moet ons daardie koste bereken. Want dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my behoefte nie, en dit gaan ook nie oor my voorkeure nie. Waar gaan dit dan? Dit gaan oor God se koninkryk. Ek kan God nie op my terme dien nie. Ek moet God dien op sy terme. Ek moet seker maak, ek verstaan wat die woord van die Here sê. Ek moet doodseker maak, ek weet wat God se terme is, en ek moet verstaan, as ek daai kruis opneem, dan is daar net een pad vir my, en dis 'n pad van die dood. Dietrich Bonhoeffer het dit mooi gesê, hy het gesê, when Christ calls a man, He bids him to come and die. Mag die Here vir my en jou seën om hierdie pad te kies waar die vlees kruisig en God dien op sy terme.